Hierdie is 'n aanbieding van Lewende Waters in Patmos Bediening en ek is Monty Elof. Nou, ons is besig om vrae te beantwoord oor die Heilige Gees en ons glo dat dit vir u tot seën is en ek wil baie dankie sê vir al die SMS'e, mense wat my skakel en selfs by gemeentes na my toe kom en dankie sê vir die antwoorde wat hulle kry op vrae wat deur die jare vir hulle nie moontlik was nie. Mag hierdie en dan ook vir u tot 'n seën wees. Ons gaan aan met vraag 31 en dit is as volg. Hoe antwoord jy mense wat beweer dat die doping met die Heilige Gees nie normaal is vir vandag se kerk nie en dat Jesus nooit in tale gepraat het nie? Nou, beide vrae dra nie veel vrug nie. Dra nie veel gewig liewers nie. Nou, hoe belangrik moet ons dit of wanneer 'n godsdienstige handeling normaal is of nie normaal is nie. Ons mag self ons eie idees daaromtrent vorm. Nou, Christendom, en u moet mooi luister wat ek sê, Christendom is nie noodwendig die normale godsdiens nie. Dis nie die normale godsdiens van die wêreld nie. En nogtans verhoed dit nie die kinders van die Here om Jesus as die lig van die wêreld te verkondig en siele vir sy koninkryk te wen nie. Jy moet onthou, daar is baie ander godsdienste wat ons besig is om mee te ding. En wat selfs baie meer mense het as wat ons het in die Christelike geloof. Nou hoewel die doping met die Heilige Gees dan ook nie normaal is in die hedendaagse kerk nie, is dit in alle geval besig om so geweldig toe te neem dat ons dit nie kan werklik ignoreer nie. Dis was baie meer normaal in die vroeë kerke, as wat mense dit wil glo hoor. Maar as ons 'n kort studie maak van die skrifte, dan toon die woord vir ons aan, dat die Christene in die vroeë kerke, daar in Caesarea, in Samaria, in Efese, Rome, in Korinthe, Jerusalem, almal die doping met die Heilige Gees ontvang het, en hulle het in tale gespreek, wanneer die doping met die Heilige Gees ontvang. Nou, hierdie vraag het ek ook al reeds geantwoord, en u kan dit bestel van my af, op DVD of CD, of my boekie 43 vrae en antwoorde oor die Heilige Gees. Daarin antwoord ek al die vrae, en ook dit wat ek nou sê. Ek kan ongelukkig nie by elke geleentheid die hele veld dek nie. Dit sal ons heeltemal te lank neem. Nou, ons weet dat die 120 in die bovertrek op Pinksterdag almal in tale gepraat het. Die Bybel sê vir ons dit. En dat Paulus na sy bekering ook gevul is met die Heilige Gees, met die spreuke in tale. Alhoewel dit nie vir ons sê in Handelinge 9 dat hy in tale gepraat nie, het sê net daar, hy is gevul met die Heilige Gees. Maar later as ons gaan kyk in 1 Korintiërs 14, die 18de versie, dan sê hy, ek praat meer in tale as julle almal. En daai Korintiërs was talepraters gewees. Hy sê, ek praat meer in tale as julle almal. Nou, vanuit hierdie groep het feitelik die hele leierskap van die kerk na vore getree. Soos hulle in die krag van die Heilige Gees bedien het, was die doping met die Heilige Gees spreuke in tale deel van hulle bediening. Dit het nie apart gestaan nie, dit was deel van die bediening gewees, wat ons ook al behandel het in vorige vrae. Nou, orals waar hulle die mense hande opgelê het die bonatuurlike gawes van die Heilige Gees gewerk. As ook die spreuke in vreemde tale. Gaan gerus Handelinge stelselmatig deur, dan sal u sien waar hulle bedien het God mense gesond gemaak, daar was 'n woord van kennis, woorde van wysheid, onderskeiding van gees, handeoplegging vir die doping met die Heilige Gees, daar was in tale gepraat, al die gawes van 1 Korintiërs 12 het gewerk in die tyd van die apostels. En dan natuurlik die boek Handelinge gaan nog steeds aan, dit het nog nooit opgehou nie, ons is nog steeds besig daarmee. Nou vind ons slegs in Paulus se brief aan die Korintiërs, naamlik in hoofstukke 12 en 14, dat hy in diepte ingaan op die kwessie van die tale
en die charismatiese gawes. As jy soek daarna, gaan kyk gerus, 1 Korintiërs 12 tot 14, daar praat hy daarvan. En let wel, dit was nie omdat die Korintiërs nie daarvan geweet het nie. Maar juis, omdat hulle dit misbruik of dalk verkeerdelik toegepas het, dis waarom Paulus lering moes gee aangaande die doping met die Heilige Gees. Want hierdie Korintiërs het so in tale gepraat, dat dit uiteindelik onordelik en onstigtelik was in die gemeente. En dit was 'n hele deurmekaar spul. En daarom moes hy baie duidelik leiding gee aan hierdie mense oor die doping met die Heilige Gees. So, kom ons wees konsekwent. Kom ons wees konsekwent. Ons aanvaar dat die tafel van die Here, met ander woorde die nagmaal, in algemene gebruik was in die vroeë kerke van die Nuwe Testament. Die tafel van die Here was gereeld gebruik. Maar dis slegs, luister mooi, dis slegs in hierdie selfde brief, hoofstuk 10 en 11 van Korintiërs, 1 Korintiërs, waar duidelike lering gegee word oor die gebruik, oftewel die misbruik van die tafel van die Here. Veral in 1 Korintiërs 11 van vers 23 af, kan u gaan lees oor hoe dat die nagmaal gebruik en toegepas moet word, watter groot seën dit vir jou gaan inhou, maar watter groot vloek dit ook vir jou gaan inhou. Paulus leer hierdie goed vir ons en ons moet dit baie versigtig gebruik in ons lewe. En ons moet baie mooi ag gee daarop. Nou, daar is baie mense wat die spreuke en tale kritiseer en dit afmaak en dit ons uitskel partykeer en nie glo daaraan nie. Maar weet jy, ek het nog nooit iemand eintlik gehoor wat sou waag om die heilige nagmaal te kritiseer nie. Ja, ek weet daar's argumente oor, moet dit nou regte brood wees, moet dit nou matsels wees, moet dit nou wyn wees, moet dit nou druiwesap wees, dit stem ek saam. Maar niemand het nog ooit regtig gekritiseer en gesê, dis van die duiwel nie. Of, dit is net eenvoudige mense wat dit praat nie, of dit hoort nie in die kerk nie. Nee, almal deur die bank gebruik die tafel van die Here, die nagmaal. Nou waarom gooi ons dan hoofstuk 12 tot 14 weg, of baie gebruik ook net hoofstuk 12 om te probeer bewys dat daar nie in tale gepraat moet word nie. Nee, ons moet konsekwent wees, ons moet lees wat daar staan en gebruik wat daar staan. Nou, die tweede gedeelte van die vraag is eintlik waar. Jesus het nooit in tale gespreek nie. Jy is heeltemal reg, hy het nooit in tale gepraat nie. Maar sy verhouding met sy Vader was egter heeltemal uniek, dit was heeltemal iets anders, en sy verheerliking van God was heeltemal totaal perfek. So, Jesus het nie nodig gehad om in tale te praat nie. Ek glo persoonlik dat hy sy hemelse taal gehad het, waarmee hy met sy Vader praat het. En hier is nou iets baie interessant. Baie min mense weet dit, maar jy kan dit gaan naslaan as jy wil. Dat in die vroegere eeue het die koningshuise, met ander woorde die konings en die koninginne en hulle gesinne, het nie dieselfde taal gepraat as hulle onderdane nie. Of laat ek liewers dit anders stel. Hulle het dieselfde taal gepraat as hulle onderdane, maar hulle het 'n geheime taal gehad waarmee hulle met mekaar gekommunikeer het. Daar was 'n soort van 'n kriptiese taal waarmee die koning en sy vrou en die kinders met hulle ouers en hulle met die kinders kon gepraat het, sonder dat daar mense in die volk was, of hulle onderdane was, wat hierdie taal kon verstaan het. Dit was 'n algemene gebruik gewees. So hulle het met mekaar gepraat in 'n vreemde taal wat die mense nie verstaan het nie. Nou is dit baie interessant, in my familie, van my ma se kant af, my oupa en ouma hulle, het so 'n kriptiese taal gehad, wat hulle gepraat het. Nou oupa en ouma het dit vir my ma geleer, my ma het dit vir my pa geleer, en hulle het dit weer vir ons kinders geleer. En ons het baie keer, as ons nou tussen mense is of so, veral as ons kinders nou bietjie stout is, dan sou my ma vir ons in hierdie kriptiese taal gesê het, luister, as jy jou nie nou gedra nie, as jy by die huis kom, gaan jy 'n eislike pak slaag kry. Nou by een geleentheid het my ma met my pa so gepraat voor 'n sekere persoon, my pa het gegaan om
te gaan kwoteer op 'n werk, en hy en my ma gesels toe in hierdie taal of die prys nou reg is, en of alles nou goed is, en toe my ma nou uitstap kar toe sê die man vir my pa, hy sê, ek het nie geweet jou vrou is 'n Italianer nie. Nou, sy het nie in Italiaans gepraat nie, en sy kennis van tale was maar baie beroerd, maar sy het in hierdie taal gepraat, en ons het dit die Kamik-taal genoem. En dan wanneer sy met ons gepraat het, nou ja, het jy iets gehoor wat ek gesê het? Ok, ek gaan nie vir jou sê wat ek gesê het nie, maar dit is die taal wat ons gepraat het. En dit was ons eie geheime taal. En daarom glo ek, dat Jesus, wanneer hy God aanbid het en sy naam groot gemaak het, waarskynlik in die hemelse taal gepraat het, wat ons ook ontvang het in hierdie stadium, as wedergebore kinders van God. Want Jesus se verheerliking van God was wonderlik, en sy wandel met hom was perfek. En ons moet ook verder dan onthou, dat die spreuke in tale, met gepaard gaan van die uitleg van die tale, 2 unieke gawes was. Luister mooi na my. Ek sê dit was 2 unieke gawes. Hoekom? Want hulle het in werking gekom met die uitstorting van die Heilige Gees. En dit was op die dag van Pinkster. Al die ander gawes het al voorheen in die Ou Testament geopereer. Ek het ook nie tyd om nou op dit in te gaan nie, maar daar was in die Ou Testament was daar onderskeiding van geeste, daar was werking van kragte, daar was genesings wat plaasgevind het, daar was onderskeiding van geeste, daar was al 7 die ander gawes, het gewerk in die Ou Testament deur die profete, by geleentheid. Onthou, in die Ou Testament het die Heilige Gees nie gewoon in die gelowiges nie, hy het op die gelowiges vaardig geword, by geleentheid wanneer God die profeet wou gebruik het. Ons daarenteen, na die doping met die Heilige Gees, en dit is wat ons so wonderlik en uniek maak as wedergebore kinders van die Here, wat gevul of gedoop is met die Heilige Gees, dat ons die inwonende Gees in ons binneste het. Paulus sê, deur wie ons roep Abba Vader. Daardie woordjie Abba, ek wil dit net verduidelik, want ek kom agter, daar's baie mense wat kapsie maak daarteen, en wat struikel daaroor, en so aan. En ek loop nou die hele dag rond en sê, Vader het dit vir my gesê, Vader het dat vir my gesê nie. Of papa het nou weer met my gepraat, of papa het dat vir my gesê nie. Maar eintlik wat Paulus hier verduidelik vir die mense is dat ons eintlik vir God ons Vader, wat so groot en wonderlik is, en vir wie ek baie respek en eer het, en waardeer en aanbid met my hele hart, siel en wese, dat ek eintlik vir hom papa kan sê. Hoekom? Wat is die rede? Want u sien, die Jode was so bang vir God, dat hulle hom nie aangespreek het as Yahweh nie. Hulle het hom aangespreek as Adonai, wat beteken eintlik meester. En as hulle skryf in hulle boeke ook, skryf hulle ook nie Yahweh voluit uit nie. Hulle skryf ook nie God uit nie, hulle skryf G-D. Hulle is te bang dat hulle God se naam valslik sal gebruik, of onnodig sal gebruik, of lasterlik sal gebruik. Daarom kom Paulus nou en hy skryf hierdie brief en hy sê, ons is nie meer slawe nie, ons is kinders van die lewende God. En nou kan ons na God toe kom en in werklikheid sê, my papa. Hierdie God wat die Jode so gevrees het, hierdie God wat die Jode so bang voor was, hierdie God wat gepraat het met 'n bulderende stem by die berg Sinai, toe hy die 10 gebooie gegee het, dat die volk so beangs geraak het en vir Moses sê, asseblief, moenie laat God met ons praat nie, kom praat jy met ons. Nou kom Paulus, en hy sê, hierdie grote God wat ons aanbid, wat so in staat is om ons vyande te verslaan, wat so in staat is om ons deur te dra, wat so in staat is om ons aan te doen met sy genade en krag, ons kan eintlik vir hom sê, Abba. En as jy nou in Israel kom, dan sal jy hoor, die kindertjies noem hulle vaders, Abba, wat beteken? Papa. Maar ek het nou nie die gewoonte om te praat van papa en van vader nie. Ek praat van God, en by geleentheid spreek ek hom aan as vader en my vader. En daar is tye, kom ek vir u sê, daar is tye in my binnekamer, wanneer ek so intieme verhouding met God het, dat ek voor hom kom en sê, my papa, ek wil vanmôre vir u sê, dat ek u lief het. Want u sien, eintlik is hy my geestelike papa. Nou, al die tekens, kom ons kom terug by die boodskap, al die tekens het in die Ou Testament gefigureer. Nou wat belangrik is om te onthou,
is die doping met die Heilige Gees, wat Jesus self uitgestort het, gepaard gaan met tale. Orals waar hulle die hande opgelees, het hulle in tale gepraat. Want jy sien Johannes, die doper, sê vir ons in Matteus 3 vers 11, hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dit is interessant dat Jesus ook sê, ek gaan na my Vader, en ek sal my Vader bid, en hy sal julle die Heilige Gees stuur. Terwyl Johannes sê, dit is Jesus wat met die Heilige Gees doop en met vuur. Want jy sien, Johannes het gedoop met water. Maar Jesus het gekom om te doop met die Heilige Gees en met vuur. Dis ook 'n ander vraag wat ek antwoord by 'n ander geleentheid. Jesus self het gesê dat een van die tekens wat sal volg, sal die tale wees. Waar vind ons dit? Markus 16 vers 17. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, met nuwe tale sal hulle spreek. So wanneer God ons vul met die Heilige Gees, praat ons in 'n nuwe taal. Luister mooi, dit was Jesus, die verreëse Christus, wat sy eie profesie vervul het, deur op Pinksterdag die Heilige Gees spreuke in tale te stuur. Hy het gesê dit gaan gebeur, en op Pinksterdag het dit gebeur, en wat het gebeur? Hierdie 120 het in tale gepraat. Daar was van die mense wat daar rondgestaan het, wat gehoor hoe dat hulle in hulle eie taal praat. En dit was nodig dat God homself op hierdie manier manifesteer, want u sien, die mense wat geluister het, het geweet, hierdie is Galileërs, hulle kan nie Parthers en Meders en Elamities praat nie. En nogtans hoor ons hulle in ons eie taal God verheerlik. Gaan lees Handelinge 2. Die ander Jode wat Aramees verstaan het, die taal wat Petrus en sy mense eintlik gepraat het, het hulle gehoor brabbel in hierdie snaakse klanke. En wat het hulle gesê? Hierdie klomp mense is dronk man, hulle is vol soetwyn. Maar dit was die taal wat God hulle gegee het om te praat. Die doping met die Heilige Gees spreuke in tale was normaal vir die eerste kerk. En weet jy wat, ek bid dat dit weer normaal sal word in die kerk van vandag. Want vir die ou kerk was dit normaal dat hulle in tale gepraat het. Ons tyd moet dit ook normaal word in ons kerk weer. Nou goed, van die begin van die vorige eeu het die Here weer op besondere wyse die Heilige Gees begin uitstort op mense lewens. Hieruit is die Pinksterbeweging natuurlik gebore, soos ons aangetoon het in een van ons vorige vrae, wat ons nou al reeds beantwoord het. Maar dit was eers in die 1960er jare, dat die Heilige Gees doop spreuke in tale in bykans al die historiese kerke begin voorkom het. Vroeger was dit net beperk tot die Pinksterkerke gewees. En dit is ook interessant om daarop te let dat die Rooms-Katholieke kerk in Los Angeles in Amerika daarmee begin het. En biskop Leslie Newbegin, 'n voormalige president van die Wêreldraad van Kerke, was een van die eerste vooraanstaande kerkmanne wat erkenning gegee het aan hierdie beweging. En weet jy wat? Hy plaas dit op gelyke vlak met tradisionele protestantisme en met Rooms-Katolicisme. Hy plaas dit op gelyke vlak. En dit was my voorreg, terwyl ek in April in België bedien het, om vir 'n Rooms-Katolieke charismatiese vroukie te bid vir die doping met die Heilige Gees en te hoor hoe sy in tale begin spreek. Onthou, haar huistaal is Vlaams, dis baie naby aan Afrikaans, maar sy bid in daardie vreemde taal en sy was oorstelp van vreugde om die minste te sê, as ook natuurlik die twee vriendinne wat haar na die diens toe gebring het. Jy moet onthou, België is 98% Rooms-Katoliek, maar hierdie ondervinding is vandag ook vir jou, en as jy kan glo en dors het, sal die Here dit vir jou gee. Bestel gerus my boek in DVD oor hoe om die doping met die Heilige Gees te ontvang, en die Here is nog steeds die doper met die Heilige Gees. Bestel dit vandag, die nommer verskyn op die skerm, en mag die Here u seën om ook hierdie ondervinding deelagtig te word. Kom ons bid saam. Vader, ek sê vir u baie dankie vir die doping met die Heilige Gees. Dankie dat u dit nou nog doen. Dankie dat ons hierdie afgelope Pinkster gesien het, hoe dat u letterlik honderde mense weer gevul het met die Heilige Gees spreuke in tale,
en verander 'n nuwe aanraking gegee het. Seën elke luisteraar en elke toehoorder wat nou kyk na hierdie uitsending. En vul hulle, maak hulle vol van die Heilige Gees in Jesus naam. Amen. Mag die Here u baie, baie ryklik seën en u is baie welkom om ook te luister na ons uitsendings op Kruiskyk. As u nie die instellings het nie, gaan gerus na Kruiskyk TV toe op die internet, dan kan u die instellings daar kry en ook inskakel op hierdie pragtige Afrikaanse geestelike program. Ons saai uit dinsdaande om 1900, dit is 7 uur op 'n dinsdag aand, op 'n woensdagmiddag 1600, dit is 4 uur, en dan donderdagoggende 10:30 en vrydagoggende 8:30. By daardie geleentheid is ons besig om ook te praat oor die gawes van die Heilige Gees en die dooping met die Heilige Gees, as ook die eindtye. Baie dankie, die Here seën u.